Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde maandagoggend en baie dankie vir die voorreg wat ek het om vir julle 'n woord te kan bedien vandag. Aan God alle eer, lof en heerlikheid vir die voorreg om hierdie woord te bring en natuurlik vir 'n nuwe dag wat in ons lewens toegevoeg is en vir 'n nuwe week wat voorlê. Nou ons almal ken die storie van Daniël in die leeukuil, reg? Ek dink ons het hierdie storie oor gehoor toe ons nog kinders was. Maar kind van God, wat is so kragtig in hierdie storie van Daniël in die leeukuil? Ja, baie gaan sê, die leeu's het hom nie opgevreet nie. Dit is so, maar weet jy wat is die simboliek agter hierdie? Die feit dat Daniël bly glo het, al word hy in 'n leeukuil gegooi. Al is hy tussen 'n klomp hongerleeu's, weet hy, God sal vir hom voorsien, God sal hom beskerm. En wat het God gedoen? God het die bekke van die leeu's gesluit. My boetie en sisse, ek is seker, baie van ons sal sê, ek wil dit eers sien voor ek het glo, want dit klink net vir my onmoontlik. My boetie en sisse, weer eens wys dit net, dat hoe getrou en hoe kragtig ons hemelse Vader is. Nou weet jy wat wys hierdie leeukuil ook vir my? Dit wys dat baie keer in ons lewens het ons ook 'n plek waar ons onsself bevind. Ons bevind ons in 'n leeukuil. En die leeu's wat rondom ons beweeg, dit kan aanslae wees met finansies, met gesondheid, met 'n huwelik, met 'n verhouding, met werksomstandighede, familie, wat dit ook al mag wees. Maar my boetie en sissa, as jy geloof het in ons hemelse Vader, kan ek nou vir jou sê, daai goed gaan wel rondom jou beweeg. Daai aanslag gaan hap na jou, dit gaan hap, maar dit gaan jou nie onderkry nie. Dit gaan jou nie verskeer nie, want hoekom? Die genade van Jesus Christus is oor jou in hierdie leeukuil waar jy nou jouself bevind. En het julle al gewonder, maar hoekom juis 'n leeukuil? Ek lees bietjie in 1 Petrus 5 vers 8, waar daar staan, dat die vyand loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek iemand om te verslind. My boetie en sissa, is dit nie 'n baie mooi prentjie vir die storie van Daniël in die leeukuil nie? En julle kan dit gaan lees in Daniël 6. Maar kom ons dink nou 'n bietjie hieroor. Sou Daniël in die leeukuil gegooi geword het as hy die koning gehoorsaam het en gebuig het voor die koning? Nee, hy sou nie. Hy sou die leeukuil vrygespring het. En is dit nie wat ons baie keer wil hê nie? Ons sal maar liewe buig vir die dinge van die wêreld, voordat ons onsself in 'n leeukuil bevind. Maar my boetie en sissa, dink nou so daaraan. Dit lyk miskien vir jou, as jy in 'n leeukuil gegooi gaan word, is die einde. Maar het jy geweet dat daai leeukuil was op die ou einde Daniël se getuienis. Dit was op die ou einde die mag en die krag van God wat geopenbaar is. En hoeveel mense het nie toe daarna tot bekering gekom nie. Ek meen selfs die koning. Hy het besef, luister, nee. Daar is net een God van Jerusalem en dit is die God van Daniël. My boetie en sissa, somtyds gaan ons deur 'n leeukuil, juis om die mense om ons bewus te maak van, luister, daar is 'n groter God wat ons dien en dis nie hierdie aardse gode nie. So ek wil vandag vir jou sê, kyk met nuwe oë na die leeukuil waarin jy jouself bevind en weet net, ja, somtyds kan ons nie keer dat ons in 'n leeukuil gaan beland nie. Maar ek kan vir jou een ding sê, ons kan met ons geloof dit moeilik maak, dat daai leeu's en daai leeukuil ons oorval, ons aanval en ons verskeer. My boetie en sissa, kom ek bid vir jou. Vader, ek bid vir my boetie en sissa, ek weet daar's van hulle, wat hulle self vandag in 'n leeukuil bevind, waar hulle voel, dis die einde, waar hulle voel, dis nou genoeg, dis nou verby. Here, ek bid dat hulle sal weet, hierdie leeukuil is juis die begin van 'n nuwe hoofstuk. Hierdie leeukuil gaan vir hulle nie swak maak nie, maar sterker. En deur hulle situasie in hierdie leeukuil gaan daar 'n getuienis uitkom. En ek bid, Here, dat hulle sal aanhou vashou, aanhou sal klou aan Jesus Christus, die trouheid van ons koning. Asseblief, Vader, ek bid dit vir my boetie en sissa. Ek bid dat hulle aangeraak sal word met krag, deursettingsvermoë, uithou vermoë, dat hulle nie sal opgee nie, sterk sal staan in hulle geloof en op die woord en die beloftes van Jesus Christus. Halleluja. Amen
en amen. My boetanste, sal julle moet 'n wonderlike dag verder hê, sterkte vir julle week wat voorlê, en natuurlik, as dit die Here se wil is, bring ek vir ons môre weer 'n woord. Totsiens julle.